Episode 2. Skiet die pot raak sit om mis. In Smousfontein, daardie dorpie waar die stof altyd loop en skandes altyd groter is as die dorp self, het daar 'n nuwe sage begin. Twee boere, Jan Strydom en Koos de Klerk, het langs mekaar geboer. Maar ook soos enige twee mense wat te lank langs mekaar bly, het daar goue gestry oor die grense van hulle plase ontstaan. Die heining tussen die twee het al lankal gesak en nou het Jan gedink hy moet dit 3 meter na Koos se kant toe skuif. Koos aan die ander kant het gedink Jan is 'n dief van grond. Die situasie het tot 'n punt gekom in Basie Botha se winkel, die plek waar jy enige iets van meel tot 'n storie met ekstra drama kon kry. Jan en Koos, albei bloedrooi van woede, het in die winkel gestaan en mekaar met skerp woorde bestook. Almal in die winkel het probeer voorgee dat hulle nie luister nie, maar die gespanne atmosfeer was onmiskenbaar. Basie, wat altyd 'n geleentheid ryk om dinge reg te stel of te kompliseer, het sy kans gesien. Hy het probeer om die twee boere met sy bekende humor en sy verdagte Basie se sap tot kalmte te bring. Hy het 'n bottel van die rak afgehaal en probeer om die situasie te verlig, maar Jan het dit uit sy hand gegryp en so hard op die toonbank neergesit dat die bottel net heel gebly het. Koos het geweier om verder te praat en het uit die winkel uitgestorm, maar dit was duidelik dat hierdie probleem nog lank nie opgelos was nie. Die week daarna het Koos sy frustrasie in aksie omskep. Hy het 'n blinkkolt revolver gekoop en begin om dit oral saam te dra. Hy het dit aan sy gordel vasgemaak asof dit deel van sy identiteit geword het en almal in die dorp het gou agtergekom dat hy nie meer grap oor die heining nie. Die dominee potgieter het probeer om vrede te bewerkstellig. Hy het met Bybelse wysheid en ferm woorde na Koos gegaan, maar Koos het hom net aangekyk asof hy nie verstaan wat regtig die probleem is nie. Intussen het die dorp verdeeld geraak. Sommige het Jan ondersteun en gesê dat hy reg het om die heining te skuif, ander het Koos se kant gekies en gesê dat hy goeie rede het om op sy grond te staan. Basie se winkel het 'n ware oorlogstoneel geword waar ondersteuners van albei kante opinies uitgeruil het, terwyl Basie self probeer het om dinge met spesiale aanbiedings te kalmeer en in die proses min te slaan uit die gemors. Jan en Koos het mekaar begin vermy soos die pes. As Jan in die kafee instap, loop Koos uit. As Koos by die koöperasie ingaan, draai Jan sy bakkie om en ry weg. Dit het so aangegaan totdat een aand in die kroeg dinge 'n verrassende wending geneem het. Voor ons verder gaan, druk die subscribe knoppie vir nog stories. Koos het die kroeg van die dorpie se enigste hotel ingestorm met sy revolver stewig om sy heup. Daar het hy Jan gesien wat rustig 'n bier sit en drink. Koos het hom met 'n donker blik aangekyk en toe reguit badkamer toe geloop. In die badkamer was nog vol adrenalien en woede, hy het homself probeer kalmeer. Maar terwyl hy draai om in die regte posisie te kom, het sy hand per ongeluk die sneller van die revolver gehaak. Die skoot het alles verander. Die toilet onder hom het in 1000 stukke opgebreek. Die geluid was oorverdowend en water en stukke porselein het orals gespat. Koos het op die grond beland, sy gesig vol skok en sy ego erg geknou. Mense het in die kroeg stil geword toe die skoot klap en kort daarna het 'n ambulans op die toneel aangekom. Koos is hospitaal toegeneem waar dokters moes sukkel om stukkende porselein van sy sitvlak te verwyder. Jan het later die hospitaal besoek en toe hy Koos sien, kon hy nie help om te lag nie. Na die aanvanklike stilstand het Koos ook begin lag en die spanning tussen hulle het verdwyn. Teen die tyd dat Koos ontslaan is, het hy en Jan besluit om die heining saam reg te maak. Hulle het saamgewerk en elke paal weer reggesit terwyl hulle grappies gemaak het oor die toiletoorlog. Basie, altyd met 'n oog op geleenthede, het 'n nuwe sap begin verkoop met die naam Koos se porseleinsap en die dorp het weer tot normale fase teruggekeer.